Okay, so voordat ons begin, kom ek bid vir ons, dan vra ons net die Here se seën oor hierdie sessie. Here, dankie dat ons die voorreg het om op hierdie platform om tegnologie te gebruik om by mekaar te kan kom, om meer te leer oor U, om meer te leer oor man wees, Here. Here, U het vir ons die begeerte gegee, U het eerstens vir ons die opdrag gegee, Here, om die hoof van ons huise te wees, en U het nou vir ons die begeerte gegee om meer te leer. Seën U eie woord asseblief vanaand, Here. Seën elke man op hierdie groep, Here, dat hy werklik dit wat ons vanaand gaan leer, ter harte sal neem, Here, dat ons dit sal glo en dat ons dit sal toepas in ons lewens. En ons dank U vir hierdie geleentheid, Here. Amen. Okay, manne, so welkom by hierdie reeks, die dissipline vir 'n goddelike man. Julle het gesien in daai kort videoetjie wat ek gemaak het, die bekendstelling net waaroor dit gaan. Maar ek wil net weer vinnig daardeur gaan. Hierdie hele reeks is gebaseer op 1 Timoteus 4 vers 7, waar Paulus skryf, vir my goddelose en dwaase mytes, oefen jouself om godvreesend te leef. En die indruk wat Paulus hier by ons geskep het, is dat dit is werk om godvreesend te wees. Dit gaan dissipline verg. Ek het reeds vir julle genoem in daai video, dat wanneer jy in jou werksomstandighede is, dan is dit nodig dat jy sekere dissiplines moet toepas om suksesvol te wees. As jy sport doen, is daar sekere dissiplines wat jy nodig het om toe te pas, om suksesvol te wees. En baie min van ons weet dit en glo dit, dat ons moet actually dissipline toepas in ons geestelike lewe ook. En om geestelik te groei tot 'n volwasse man, is dit nodig dat ons dissipline moet toepas, veral in die tyd waarin ons vandag leef. En daar's 2 redes hoekom dit vir ons nodig is om dissipline toe te pas, vir ons as manne, en dit is 'n Christen lewenstyl is nie die standaard vandag nie. Dis nie so algemeen nie. As ons om ons kyk, sien ons baie manne en baie gesinne en baie mense wat hulle self Christene noem, maar as ons na hulle lewenstyle kyk, dan lyk dit nie so nie. En daar's baie redes wat ons daarvoor kan noem, en verskonings wat ons kan opbring daarvoor. Die bottom line is, Christene vandag pas nie dissipline in hulle lewens toe nie, en dit is hoekom dit nodig is dat ons hierdie reeks moet doen. En die tweede rede hoekom dit nodig is vir ons manne om dissipline toe te pas is, want ons manne is minder geestelik ingestel as vrouens. Ons is ook baie minder geestelik gedissiplineerd as wat ons vrouens is. Hier is net 'n paar interessante stats. 75% van Christenboeke word deur vrouens gelees. Wat dan vir ons sê, net 25% word deur mans gelees. Mans is ook minder besorgd oor hulle vrouens se geestelike welstand, as wat vrouens besorgd is oor hulle mans se geestelike welstand. Artikels en boeke wat geskryf word oor die man se geestelike lewe, 70% word gelees deur vrouens, en slegs 30% word gelees deur mans. En interessant, dieselfde persentasie, 70% van vrouens glo ook dat die Christen geloof is die oplossing vir meeste van die probleme, waar slegs 55% van mans dit glo. Kerkbywoning, syfers wys vir ons 65% vrouens woon kerk by, teenoor 35% mans, en dan baie interessant, vir elke 4 getroude vrouens wat alleen kerk toe gaan, is daar net 1 getroude man wat alleen kerk toe gaan. So, die prentjie wat hier vir ons geskep word, is dat vrouens baie meer geestelik ingestel is as ons mans, en daar's 'n baie groot rede daarvoor, en die groot rede is dat ons manne is te trots. Ons manne is te trots om te erken, ons het God in ons lewens nodig, en dan tweedens is ons te trots om te erken dat ons het ander manne nodig om ons te leer en om ons te lei in hierdie hele proses. So as ons teruggaan na die teksverse 1 Timoteus 4 vers 7 en 8, wil ek dit gou vir ons lees. Vir my goddelose en dwaase mytes, oefen jouself om godvreesend te leef, want liggaamlike oefening is wel in 'n geringe mate nuttig, maar godvreesendheid is nuttig in alle opsigte. Dit hou belofte in vir die huidige en die toekomstige lewe. So wat Paulus hier vir ons sê is dat dis nie net huidiglik in jou huidige lewe hier op aarde wat daar vir jou wat dit nuttig gaan wees om godvreesend te lewe, nie selfs vir die ewige lewe is dit nuttig. So hierdie reeks, ek gaan uitgaan met die veronderstelling dat almal wat hier is Christene, jy glo in Christus as jou Here en Redder,
en ek gaan ook uit met die veronderstelling dat jy in 'n kerk is en dat jy in 'n Bybelse kerk is, en dis geweldig belangrik vir jou as jy nie in 'n kerk is nie, dat jy in 'n Bybelse kerk kom. So, die van julle wat getroud is, ek neem aan almal hier is getroud, dit gaan, as jy geestelik gaan groei, gaan dit 'n massiewe effek op jou verhouding met God hê. Dit gaan 'n massiewe effek op jou huwelik hê, dit op jou verhouding met jou vrou, en dit gaan ook 'n effek hê op jou kinders. En ek dink nou nie, hier's ou manne hier tussen ons wat al oupas is nie, maar sou jy 'n oupa wees en jy kan hierdie geestelike dissipline in jou lewe toepas, dan gaan jy 'n geestelike effek op jou kinders ook hê, op jou kleinkinders ook hê. So, die vraag dan is, wat hou jou terug om Godvreesend te lewe? Wat hou jou terug om werklik te groei in geestelike volwassenheid? En daar's 'n paar punte. Die eerste ene waarna ons vanaand gaan kyk is reinheid. Die dissipline van reinheid. En dis 'n rede hoekom dit die eerste les is waarna ons gaan kyk, want sensualiteit is die downfall van baie manne en van die meeste manne. Daar waar manne val, is dit in hierdie aspek van hulle lewens waar hulle val. En die rede is, as ek en jy die TV aansit, dan sien ons dit byna op elke TV-program. Girls in skrapse klere, buiteegtelike verhoudings, saambly verhoudings, soft porn op social media. Selfs die musiek wat ek en jy luister, word gebaseer op die sensuele aspekte van die lewe. Selfs die gunsteling Afrikaanse musiek wat jy na luister in jou kar, as jy daarna gaan luister, gaan jy sien, dit is suggestief, dit is seksueel van aard, en dit is geskryf om die sensualiteit in jou wakker te maak. Nou, daar's baie ander dinge wat ons beïnvloed, so social media, Facebook, TikTok, Instagram, wat daar ook al is. Ek weet nie wat so ander tipe sosiale media programme daar is nie, maar al hierdie goeders is design om ons manne te verlei. En onthou nou, ons kyk nou net na ons manne, ons is nou nie te veel besorgd oor die dinge wat die vrouens gaan mislei nie, ons gaan op 'n later stadium daarby kom. So, ons gaan vanaand kyk na hierdie gedeelte, die sensualiteit waar ons manne mislei word, en dan gaan ons kyk na sekere dissiplines wat ons moet toepas om dit te verhoed. So, ons lewe in 'n generasie waarin ons is op hierdie groep nou verskillende ouderdomme. Ons lewe in 'n generasie waar alles gaan oor goedkeuring en oor likes. Die jonger generasie floreer op goedkeuring op sosiale media. Ons sit in 'n generasie waar die jonger mense vind hulle waarde in sosiale media. Dis mense sit stupid video's op Facebook en Instagram en TikTok, en duisende mense kyk daarna en hulle like dit, en hoe meer mense dit like, hoe meer kick kry hulle daaruit, en hoe meer stupider video's sit hulle op Facebook, hoe meer mense kyk na die stupid video's. En wat dan gebeur is, die girls trek al hoe minder klere aan, en hulle maak video's waar hulle lywe wys, en dit lok views, en hoe meer views hulle kry, hoe meer likes kry hulle, hoe meer klere trek hulle uit, en dis 'n bose kringloop waarin ons sit, en waarin manne gevang word. En ek wil vir julle 'n voorbeeld noem van my vrou het 'n kursus gaan doen van hoe om suurdeegbrood te bak, en toe interesseer dit my geweldig baie, en ek begin video's te kyk oor broodbak, en op 'n stadium let ek op, laat een van hierdie niggies het 'n deurskynende hemp aan, en ek besef toe net, maar hierdie gaan meer as oor net broodbak, en dit is hierdie sensualiteit wat uitgelok word vir ons manne, en ons word letterlik gebombardeer daarmee. Oralste is dit die seksuele aspek van die lewe. Weet, selfs as jy in 'n mall rondloop, of as jy in Eckers ingaan of in klerewinkels ingaan, is dit vrouens wat lewensgroot in onderklere teen die mure sit, en ons word blootgestel in hierdie sensualiteit. Die samelewing vandag operate op sensualiteit soos wat 'n kar op petrol ry. En ons manne wat Christene is, sukkel ook daarmee, want ons word aan dieselfde dinge blootgestel. Die kerk van vandag sukkel self daarmee, want die manne in die kerk word blootgestel hieraan, en bitter min manne weet wat om te doen daaromtrent. Hoe moet ons hierdie ding tackle?
Manne in die kerk tackle dit nie, en wat dan gebeur is, dit is 'n bose kringloop waar 'n man in 'n struik val van last, en dis pornografie, en die pornografie word erger, en eventually loop dit uit op affairs, wat dan eventually uitloop op egskeidings. So julle kan sien hoe groot hierdie ding is, en dit is dan ook hoekom dit die eerste sessie is van hierdie reeks van dissipline van 'n goddelike man, hoekom reinheid die eerste onderwerp is. En wat ek en jy moet leer is om dissipline toe te pas, om ons eie reinheid te beskerm. En wat ons dan moet doen is, wanneer ons hierdie dissipline toegepas het in ons eie lewens, moet ons seuns leer om dit ook te doen. En ouer manne moet die jonger manne leer om dit te doen. Met ander woorde wat Paulus hier vir ons skryf is, ons moet oefen om rein te wees. En dit gaan werk vat. Die indruk wat hy skep wanneer hy dit skryf, die Griekse woorde wat hy gebruik het, is dieselfde woorde as wat hulle gebruik het by Olimpiese atlete of die atlete van die sport wat hulle daai tyd beoefen het. Dit gaan effort vat. Dit gaan bloed, sweet kos om dit reg te kry. En wat interessant is en 'n hartseer statistiek is dat om net op julle te wys dat die manne in die kerk, ons Christenmanne sukkel ook daarmee, is dat die skeisyfer in die kerk onder Christene is presies dieselfde as wat dit is in die wêreld. Wat beteken dieselfde hoeveelheid gesinne mans wat hulle self Christene noem, skei as wat ongelowiges skei. So Christene skei net so maklik soos wat ongelowiges skei, en dis omdat ons nie weet hoe om hierdie dinge te hanteer nie. 'n Ander statistiek is 25% van Christenmanne is besig of het al 'n affair gehad. Dit beteken tussen die 12 van ons wat op hierdie groep is, sê die statistiek van ons, 3 van ons het heidaglik 'n affair of ons het al 'n affair gehad. 45% van Christenmans het al seksueel onwaardig opgetree teenoor vrouens. 57% selferkende Christene sê dat seks buite die huwelik fyn is, solank as wat jy in 'n ernstige verhouding is. So jy kan hoor die selfs onder Christenmans, en ek sê dit in aanhalingstekens, is die oortuiging van seks nie wat die Bybel vir ons gee nie. 50% Christenmans sê dat casual seks in orde is. 47% Christene wat, en hier is nou 'n interessante konsep, en dit is hoekom ek die kerk inbring hierso. 74% van Christene wat minder as 1 keer 'n maand kerk toe gaan, sê dat casual seks in orde is. So kan julle sien hoe waar begin die kerk ook inkom by ons. Vir ons om werklik goddelike dissipline toe te pas in ons lewens, moet ons in 'n kerk wees, moet ons in 'n Bybelse kerk wees onder leiding van Godvreesende manne. En wat beteken hierdie statistieke wat ek nou genoem het? Dat die gemiddelde kerk in Suid-Afrika in presies dieselfde geestelike kondisie is as wat die kerk in Korintiërs was, toe Paulus die brief hulle geskryf het. Want hulle het met seksuele probleme gesit. Hulle het, sensualiteit was besig om daai kerk te verwoes, en Paulus het nodig gehad om in te tree. En ons, in die era waarin ons lewe, sit ons met presies dieselfde probleem. Nou, almal van ons op hierdie groep is mans, ons almal ken last, en ons weet dat last jou huwelik kan verwoes. En nie net jou huwelik nie, maar jouself as persoon ook gaan verwoes. As jy nie met die werking en die krag en die leiding van die Heilige Gees hierdie ding fight nie, dan gaan dit jou lewe verwoes. En ons gaan na 'n voorbeeld uit die Bybel uit kyk van waar last iemand se lewe verwoes het. En ons gaan kyk na koning Dawid. En ons almal ken vir koning Dawid. Dawid het toe hy 'n jong seun was vir Goliat verslaan, en Dawid word beskryf in die Bybel as 'n man so na God se hart. En ons kan die storie gaan lees in 2 Samuel 11, julle almal ken die storie. Dawid was op die kruin van sy koningskap. Hy was seker geag as die hoogste karakter in die Ou Testament, en van kinds af het Dawid 'n passievolle liefde vir God gehad. En God het Dawid se hart geken, en dit is hoekom Dawid beskryf word as 'n man so na God se hart. Dawid het 'n brawe hart gehad.
Dawid het selfs gedigte geskryf wat in die Psalmboek is wat ons vandag nog gebruik. Maar Dawid het 'n flaw gehad. Dawid het 'n swakheid gehad. En sy swakheid was last gewees. Maar ons gaan nou by Batseba kom, maar wat ek vir julle wil vertel in hierdie storie is hoe dit die aanloop gekom waar dit beheer oor Dawid geneem het. Dawid het toegelaat dat hy afgestomp raak vir sy eie swakheid. Hy het afgestomp geraak vir sy eie sondes. Hy het die sensitiwiteit vir sy eie sondes verloor. En dit het begin deurdat hy 'n basiese opdrag van God verontagsaam het. In Deuteronomium 17 gee God 3 reëls vir die konings van Israel. En ek wil vir julle 2 verse lees, vers 16 en 17. Hy mag net nie baie perde aanskaf nie. Hy mag ook nie die volk na Egipte laat terugkeer met die doel om meer perde aan te skaf nie. Die Here self het vir julle gesê, julle mag nooit weer op hierdie pad teruggaan nie. Dis nou God wat opdragte gee vir die koning van Israel. En dan sê hy, die koning mag ook nie vir hom baie vroue aanskaf nie, sodat sy hart nie van die Here afwyk nie. Van silwer en goud mag hy ook nie te veel aanskaf nie. So hier gee God 'n opdrag vir al die konings van Israel om te sê, hulle mag nie baie vrouens hê nie. En dan gaan ons vorentoe na 2 Samuel 5 en vers 12 en 13 sê, Dawid het besef dat die Here hom as koning oor Israel gevestig het, en dat die Here sy koningskap aansien gegee het ter wille van sy volk Israel. Dawid het nog byvroue en vroue uit Jerusalem geneem, nadat hy uit Hebron daar aangekom het. Daar is toe vir Dawid nog seuns en dogters gebore. So Dawid het vir homself baie vroue aangeneem. En dit het oor tyd veroorsaak dat hy afgestomp geraak het vir sy eie swakhede. Nou wat ons moet verstaan hiervan is, in die kultuur waarin Dawid gelewe het, was dit aanvaarbaar gewees. Maar dit was nie vir God aanvaarbaar nie. En dit is wat ons in ons konteks moet sien vandag. In die kultuur vandag is dit dalk aanvaarbaar vir ons om social media te kyk en om al hierdie video's te kyk en al daai tipe van goeders en onsself bloot te stel. Maar die vraag is dit vir God aanvaarbaar? En wat ons ook moet besef is, sonde kweek sonde. Altyd. Bietjie sonde kweek altyd nog meer sonde. So wat Dawid hier gedoen het, is hy het vir hom meer as een vrou gekry, en dit het oor tyd sy sensitiwiteit vir sy eie sondes verdof. Stelselmatig het die feit dat Dawid meer as een vrou gehad, sy liefde vir God laat begin verdof. Dit het veroorsaak dat Dawid meer ingestel was op sy eie begeertes as op die opdragte van God. En omdat hy minder sensitief geraak het vir sy eie sondes, het hy stelselmatig ryp geword vir 'n massiewe sonde. En is hier waar ek en jy in die konteks waarin ons vandag lewe moet aandag gee. Want dis hierdie wettige sensualiteit, en ek sê die wettige in aanhalingstekens, die wettige sensualiteit en wettige blootstelling wat ons afgestomp maak vir die groter sondes. Dis dinge wat ons elke dag op TV sien, wat maklik beskikbaar is. Ure voor die TV, ure op social media. Dit, voordat jy besef, dan het al hierdie wettige sensualiteit jou afgestomp gemaak, en dan is jy net so ryp, soos wat Dawid was, om 'n groter sonde te pleeg. So Dawid se eerste flaw in sy karakter was, hy was ongehoorsaam aan God, en toe het hy onsensitief geraak vir die sensuele versoeke en sondes. En die tweede flaw wat toe daarop gevolg het by Dawid was, hy het begin ontspan in sy persoonlike lewe, in die persoonlike dissiplines, wanneer dit kom by sy werk, en wanneer dit kom by sy huis. Nou, ons lees in 2 Konings 11, lees ons van Dawid, en ons weet dat Dawid was so in sy 50s gewees, hy was vroeg 50s gewees, hy was 'n baie suksesvolle koning gewees, wat baie oorloë gewen het, en op hierdie stadium van sy lewe besluit hy om nie saam met die troepe uit te gaan en te gaan oorlog hou nie. In 2 Konings 11 vers 1 lees ons, teen die jaarwending, wanneer die konings op veldtogte uittrek, het Dawid vir Joab uitgestuur en saam met hom sy amptenare en die hele Israel.
Hulle het die Ammoniete vernietigend verslaan en Rabba beleer, maar Dawid het in Jerusalem agtergebly. So hierdie uitoorspoeling van sy een sonde het gemaak dat hy die dissipline in sy werk laat begin slap lê het. So Dawid het by die huis gebly en hy het gechill en hierdie dissipline van hom wat daar moes gewees het om saam oorlog te gaan hou, het nie gebeur nie. So Dawid het nie een oggend opgestaan en gedink, "Sjoe, hierdie is nou 'n mooi dag om met 'n ander vrou te slaap nie." Dit was 'n proses gewees wat gebeur het. En dit het begin by ongehoorsaamheid aan een vrou en toe dit oorgegaan na die dissipline in sy werk en dit het hom kwesbaar gemaak. Dit het hom onsensitief gemaak vir sy eie sonde. En dan in vers 2 en 3 lees ons: Op 'n keer het Dawid teen laatmiddag van sy bed af opgestaan en op die dak van die koninklike paleis rondgestap. Hy sien toe van die dak 'n vrou wat besig is om haar te was. Die vrou was besonder mooi. Dawid stuur toe iemand om navraag te doen oor die vrou. Die man het gesê, "Is dit nie Batseba, die dogter van Eliam, die vrou van Uria, die Hethiet nie?" So die derde flaw wat Dawid gehad het in sy karakter wat uitgekom het is, toe hy die versoeking sien, het hy nie weggedraai nie. In ons konteks, hy het die ding gesien op die skerm en hy het geklik. So wat Dawid moes gedoen het, hy moes weggedraai, maar omdat hy onsensitief was en afgestomp was, het hy ingezoom op dit wat hy gesien het. En hy het gekyk en Dawid het verander van 'n man so na God se hart, na 'n creepy ou man wat lastvol kyk na 'n ander man se vrou en 'n jong vrou. En dit is wat in 'n oogwenk gebeur het met hom op daai stadium. Dawid moes nie gestaar het nie, hy moes omgedraai het en hy moes weggeloop het terug in sy paleis in. Een teoloog skryf dat wanneer las oorneem, dan verdwyn die realiteit van God in jou lewe. En met ander woorde, ons vergeet van God. Ons sny nie God totaal uit in ons lewens nie, maar op daai oomblik dink ons nie aan God nie. En Dawid het nie gedink aan God nie. Hy het meer op Batseba gefokus en minder op God. So, Dawid het selfs vergeet wie hy was. Hy het selfs vergeet dat hy koning van Israel was. En hy het nie eers gelet op teregwysing, want hoor wat sê vers 3. Dawid stuur toe iemand om navraag te doen oor die vrou. Die man het gesê, "Is dit nie Batseba, die dogter van Eliam, die vrou van Uria, die Hethiet nie?" So hierdie diensknegt van Dawid het hom probeer waarsku en vir hom gesê, "Maar is dit nie 'n ander man se vrou nie? En daai ander man werk vir jou koning." En Dawid het dit nie gesien as 'n waarskuwing nie, hy het dit net geïgnoreer, las het oorgeneem en hy het die vrou laat kom en hy het saam met haar geslaap. En dit is die toeloop van hierdie flaws in Dawid. Nou, Dawid het dit 10-10 in sy eie gedagtes geregverdig, soos wat ons manne maar regverdig, ons justified it. Hy het 10-10 in sy eie gedagtes gesê, en hierdie is nou my eie woorde wat ek hier sê. Hy het 10-10 in sy eie gedagtes gesê, "Hy shame die arme niggie, haar man is weg met oorlog, sy is alleen. Sy het net geselskap nodig, ek kan haar help. As ek haar gaan help om nie meer so alleen te wees, dan kan dit tog nie skade doen nie." En dan, wat baie manne baie keer sê is, dis nie las nie, dis ware liefde. En ook nog 'n ding is, dis nou nie asof ek iemand gaan betaal vir seks nie. En ons lees in vers 4, Dawid het boodskappers gestuur en haar laat haal. So, al Dawid se beginsels, al Dawid se dit wat hy al geleer het, dit wat hy weet van God, hierdie feit dat hy 'n man so na God se hart is, het alles verkrummel voor last. En dis die nagevolg van 'n proses wat gebeur het. En weer eens, daar kan baie redes wees wat hy kon gebruik het om dit te regverdig. En ek het hier 'n paar redes neergeskryf van wat manne al gebruik het. Manne sê, hoe kan iets wat so lekker is en vreugde bring sonde wees? God wil hê ek moet gelukkig wees. Hierdie is seker een van die grootste leuns
wat getroude manne glo. God wil hê ek moet gelukkig wees en hierdie gaan my gelukkig maak. So God wil hê ek moet dit doen. Manne sê ook partykeer, my huwelik was nooit in God se wil nie, so ek kan maar net sowel voortgaan om dit te doen en ek gaan dit doen dit uit liefde uit. En as ons nou hierdie kan opsom, wat was Dawid se proses? Eerstens, hy het sonde toegelaat in sy lewe, hy het meer as een vrou aangeneem, dit het hom afgestomp gemaak en hy was onsensitief teenoor sy eie sondes. Toe het hy begin ontspan in sy eie lewe en hy sy eie dissipline in sy persoonlike lewe en in sy werk laat glip. Toe het hy ingezoom op 'n versoek en hy het nie weggedraai nie en toe het hy dit geregverdig in sy eie gedagtes. En Dawid het toe met 'n ander man se vrou geslaap, maar Dawid het nie dadelik besef wat die nagevolg daarvan gewees nie. Die vrou het swanger geword en Dawid het 'n leienaar en 'n moordenaar geword. En Dawid het alle eer en respek voor die volk en voor sy eie kinders verloor. En ek dink julle almal ken die storie. Dawid het Batseba se man laat kom, Uria, en hy wou gehad het dat Uria by sy vrou gaan slaap, sodat hy haar swanger kan maak, sodat almal kan dink, dis dis Uria se kind. En wat baie interessant is in hierdie stukkie, as ons gaan kyk na vers 13, staan daar, Dawid het hom uitgenooi en hy het by hom geëet en gedrink. Dawid het hom dronk gemaak, maar teen die aand het hy uitgegaan om op sy lêplek by die dienaars van sy heer te gaan slaap. Na sy huis het hy nie afgegaan nie. En wat ons hier sien is dat Uria, terwyl hy dronk was, het meer waardig opgetree as Dawid toe hy nugter was. Hy was dronk gewees en hy het meer respek aan die koning getoon deur om nie na sy vrou toe gegaan nie. En hy het na die dienaars toe gegaan. En ons sien hierso weer eens, wat is die mag wat last oor 'n mens kan hê. En wat verder in die Dawid storie, 'n jaar later het die profeet Nathan by hom gekom en hom aangespreek. Dawid het sy sondes teenoor God bely en God het hom vergewe, maar daar was nagevolge van hierdie sondes gewees. En die nagevolge was verskriklik gewees. Die baba is dood wat gebore is. Sy dogter Tamar is verkragt deur haar halfbroer Amnon. Amnon is doodgemaak deur Tamar se broer Absalom. Absalom het sy pa Dawid gehaat oor Dawid se morele verval en hy het 'n rebellie teenoor sy pa geloot. En Dawid se koningskap het die seën van God verloor en dit was nooit weer dieselfde gewees nie. So ons kan nou die vraag vra, sou Dawid steeds na Batseba gestaar het as hy geweet het wat die nagevolg was? Seker nie. 10-10 nie. En net so sal ek en jy ook nie wegdraai van God af, as ons vooraf weet wat die nagevolg gaan wees van ons sondes nie. Maar nou weet ons wat gaan die nagevolg wees. Want ons het nou na Dawid se storie gekyk, en dit is byna altyd die nagevolg van seksuele onreinheid. En die Dawid storie moet vir ons nie net as 'n riglyn dien om rein te wees nie, en om te poog om rein te wees, en om dissiplines toe te pas om rein te maak nie. Dit moet ons actually vreesbevange maak. Want daar is geweldige nagevolge. Daar's altyd geweldige nagevolge. Ek skryf hierso, dit moet eintlik die sensualiteit uit ons uit laat skrik. Want God se wil is dat ons moet rein wees. En reinheid is nie 'n lering wat is 'n ou lering nie. Reinheid is 'n lering vir nou, veral vir nou. Dit is elke Christen se opdrag om rein te wees, en ek wil vir julle 'n gedeelte lees uit 1 Tessalonisense 4 uit vers 3 tot 8. Want dit is God se wil dat julle heilig moet leef, dat julle sal weerhou van onsedelikheid, dat elkeen sal weet hoe om sy eie vrou op 'n heilige en eerbare wyse te verkry, nie uit wellustige begeerte soos die heidene wat God nie ken nie, en dat hy nie sal oortree en sy broer in die saak bedrieg nie. Want soos ons tevore vir julle gesê en nadruklik bevestig het, die Here vergeld al hierdie dinge. God het ons tog nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligheid. Daarom dan, die een wat dit verontagsaam nie 'n mens nie, maar God.
want sy Heilige Gees, wat sy Heilige Gees aan julle gegee het. So dit is God se wil dat jy heilig moet wees. Dit is God se wil dat jy rein moet wees voor hom. As jy 'n Christen is, as jy hier op hierdie groep is vanaand en jy's 'n wedergebore Christen, dan woon die Heilige Gees binne in jou. En dan sal die Heilige Gees jou lei in hierdie proses van reinheid. En vir ons as Christene is dit geweldig belangrik. Vir ons as manne is hierdie geweldig belangrik. In die kultuur waarin ons vandag leef, is reinheid nie 'n algemene ding nie. God roep ons tot heiligheid, wat beteken God roep ons om anders te wees. Ons moet anders te wees as die kultuur om ons moet anders te wees as die wêreld om ons. Die kerk moet anders wees, en as die kerk anders is, dan sal die kerk 'n morele invloed op die omgewing hê. So, ons moet lewe, ons as manne, moet so lewe, dat ons kinders na ons kyk, en hulle moet 'n begeerte hê, om die God te ken, wat ons ken. Nou daar's praktiese raad, obviously nou hierdie kom nou in by die dissiplines, wat ons moet toepas in ons lewens, en daar's twee dinge, waarna ek wil kyk, en die eerste een is, ons moet weet wie ons is, en dan moet ons kyk, hoe werk Satan in die lewe, in die wêreld vandag. En julle moet onthou, as julle vra het, moet julle notas maak na die tyd, dan maak ons die mics oop, dan kan ons bietjie meer hieroor gesels. So, die eerste ding waarna ons gaan kyk is, wie is ons as mens? Nou ek en jy is gebore in sonde, ons is gebore met 'n sondige natuur, en ons natuurlike drang is om sonde te doen. Niemand van ons word gebore as 'n kind van God nie. En God het ons as seksuele skepsels gemaak. Al die drange en die begeertes wat ons het, kom van God af. Dis nie iets wat boos is nie. Die plesier van seks is 'n seën wat van God afkom, maar dis gegee vir binne die huwelik, tussen 'n man en 'n vrou wat getroud is. Een man en een vrou. So seks is nie verkeerd nie, dis net verkeerd buite die huweliksbed. En ek wil vir julle vers daar lees, Hebreërs 13 vers 4 sê, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. En dan Efesiërs 5 vers 5, want dit moet julle weet, dat geen hoereerder of onreine of gieraard, wat 'n afgodsdienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. So die eerste ding wat ek en jy moet weet as mans, ons is so gemaak, soos wat ons is. God het ons hierdie begeertes gegee, God het ons hierdie drange gegee, maar as Christenmans, het ons die Heilige Gees in ons, en deel van die vrug van die Gees is selfbeheersing. So met die werking van die Heilige Gees, het ons die vermoë, en het ons die krag, om met selfbeheersing te kan optree. So dis die eerste ene. Die tweede een is, ek en jy moet weet, hoe word ons verlei? Ons moet weet, hoe werk Satan om ons te mislei? Nou, in 1 Johannes 5 vers 19 lees ons weet dat ons uit God is, en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Nou hier sien ons dat die wêreld in die mag van die bose lê. Met ander woorde, die wêreld is in die mag van Satan. Nou, saam met dit sien ons in Lukas 4 vers 6, dat daar sekere mag aan Satan gegee is, want Satan sê aan Jesus, en die duiwel sê vir hom, ek sal u al hierdie mag gee, en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. So ons moet nou die vraag van, wat se mag het Satan? As Satan dan nou die heerser oor die aarde is, wat se mag het hy? Ons sien reg deur die Bybel dat Satan is nie soewerein nie, Satan is nie almagtig nie, Satan is nie alwetend nie, en hy is nie alomteenwoordig nie. Dit is hoekom hy die prins van die wêreld genoem word, en nie die koning van die wêreld nie. Met ander woorde, Satan het sekere magte ontvang, maar hy is nie almagtig nie. Wat ons ook sien in die skrif, is dat Satan het nie mag oor gelowiges nie. So as jy 'n wedergebore Christen is, dan het Satan nie mag oor jou nie. Satan of een van sy demone kan nie binne in jou kom woon nie, hy kan jou nie oorneem nie, want die Heilige Gees woon binne in jou. So hoe werk hierdie mag van Satan dan? Satan is in beheer van die wêreldsisteem. Ons moet onthou, Christus het net een instansie geskep of gemaak,
en dit is die kerk. So met ander woorde, op hierdie aarde, in die mensgemaakte instansies en wêreld, is die kerk die enigste instansie wat van Christus afkom. Al die ander mensgemaakte instansies is deur mense gemaak, wat beteken Satan is daar agter. Al die wêreldsisteme beheer Satan. Dis goeie soos regerings. Al die regerings in die wêreld word beheer deur Satan. Finansiële stelsels, banke, die mediese stelsels en dan veral die media. Alle tipe van mediavorms is deel van hierdie stelsel wat Satan beheer. Nou, dit beteken, as ons byvoorbeeld nou sê dat die bankstelsel is 'n wêreldstelsel, dan beteken dit nou nie, jy deel nou in die boosheid van Satan as jy jou geld gaan bank nie. Of as ons sê, die mediese stelsel is 'n stelsel wat deur Satan beheer word, dan sê ons ook nou nie, as jy na die dokter toe gaan, dan is jy verkeerd nie. Net soos wat ons almal weet, social media is 'n bose instelling, maar daar's goed ook daarin, ons kan dit vir goed ook gebruik. So gebruik God al hierdie goeders ook ten goeie. Ons gebruik nie soseer die boosheid in hierdie stelsels nie, maar oorhoofs word dit beheer deur Satan om mense te beïnvloed. En dit is waar ons nou inkom. Ons as gelowiges kan net beïnvloed word deur hierdie sisteme. Satan kan jou nie maak 'n besluit neem nie. Met ander woorde, ons moet gaan kyk vir ons as Christene en ons konteks nou waarna ons nou is vanaand, hoe kan ons mislei word in hierdie sensualiteit? En daar's net twee maniere wat ons as Christene mislei kan word, en dit is deur ons oë en deur ons ore. Dis die enigste twee maniere. So, omdat ons as sondaars gebore is, word ons wedergeboorte vind plaas, die Gees van God kom woon binne in ons, maar ons vlees het nog nie verander nie. Ons het nog nie ons verheerlikte liggaam nie, wat beteken ons wil nog steeds sonde doen. Ons natuurlike inklinasie is nog steeds om sonde te doen. Dis hoekom die Christen mens konstant in 'n proses van heiligmaking is. Paulus skryf, die vlees wil wat die Gees nie wil nie, en die Gees wil wat die vlees nie wil nie. Daar's 'n konstante oorlog binne in ons. En hierdie oorlog is die heiligmakingsoorlog. Die vlees wil sonde doen, maar die Gees dryf ons tot heiligmaking, en jy moet die een voet wat die regte een is. Jy moet die Gees van God voed. Met ander woorde, hoe word ons beïnvloed deur die bose magte? Deur wat ons kyk en deur wat ons hoor. En dit is waar die dissipline inkom vir die goddelike man. Ek en jy moet beheer oor wat ons kyk en wat ons hoor, want Satan het geen ander mag oor ons nie. Satan kan jou nie maak sonde doen nie, Satan kan jou nie maak porn kyk of enige ander sensuele dinge doen nie, of jou 'n affair laat hê nie. Dit gaan oor wat jy toelaat in jou lewe, jy as 'n man. So, as ons na 'n bietjie praktiese dinge hier kan kyk, ons as manne wat 'n begeerte het om hierdie dissipline toe te pas in ons lewens, moet let waarna ons kyk en ons moet let waarna ons luister. Wat jy moet onthou van social media, alles word design. Social media is design om jou weg te rokkel van God af. Alles van social media. Dis design om jou verslaaf te kry aan 'n skerm, sodat daai endorfines vrygestel word, sodat jy net meer en meer tyd aan 'n skerm spandeer. Die TV doen presies dieselfde ding. Ons telefone en ons rekenaars vandag is net baie meer effektief as wat 'n TV is. So, jy as man moet jou eie screen time gaan evalueer. Gaan evalueer die tyd wat jy spandeer en dan ook waarop spandeer jy dit. TV kyk is dieselfde wat ek nou net gesê het. Baie manne spandeer ure voor die TV, kom van die werk af moeg, skud die skoene uit, sit die voete op 'n bankie en kyk TV. En jy weet, ons kan nou maar kyk na sport ook, byvoorbeeld sport is presies dieselfde. As manne wat ure en ure sport kyk. So die eerste punt van dissipline wat ons moet toepas is jy met jou eie screen time gaan evalueer. Waaraan stel jy jou oë bloot? Tweede een is, waaraan stel jy jou ore bloot? As jy byvoorbeeld in die kar is, luister jy radio, luister jy na 'n sekulêre radiostasie wat die hele dag Afrikaanse softporn musiek speel, soos Naweek Lyfie en My Geskeurde Jeans en alles
insinieer net die sensuele gedeelte van jou lewe. Spandeer jy tyd om na dit te luister of spandeer jy tyd om na opbouende goed te luister wat jou actually geestelik stig? So dis die twee portals waardeur ons beïnvloed kan word. Oë en ore. En dis die twee plekke waarin ons as manne dissipline moet toepas. En deel van hierdie dissipline is en dit is waarmee ons nou hier besig is, ons is 'n groep manne wat bymekaar kom en ons praat oor hierdie dinge en ons gaan oor 'n tydperk van weke gaan ons mekaar op hierdie platform leer ken en ons gaan vertroue begin kry en ons gaan mekaar vrae begin vra, want elkeen van ons het geestelike volwasse manne nodig in ons lewens. Elkeen van ons het 'n man nodig na wie toe ons kan gaan en te sê, ek sukkel broer, help my, bid saam met my, geef my raad. Ons gaan, ek dink as die derde of die vierde sessie kyk ons spesifiek na vriendskappe, manlike vriendskappe. So dis die eerste ding is jou oë en jou ore, jy moet jou eie lewe gaan ondersoek, dan moet jy jou vriendskappe gaan ondersoek, kyk met wie se vriende, aan wie stel jy jouself bloot, het jy manne met wie jy kan praat, as jy aan porn verslaaf is, en ek kan vir julle sê, ek was aan porn verslaaf tot ek tot bekering gekom het, so as ek nou hier praat, dan kan ek nou vir julle sê, been there, done that, got the t-shirt. Dis 'n geweldige moeilike ding om van ontslae te raak. Daar's checks and balances wat jy in plek kan sit. Die eerste plek, as jy getroud is en jy het 'n vrou, gaan bely dit aan haar. En kry jou vrou om jou te help. Die Bybel sê jou vrou is jou helper. So jou vrou kan jou bystaan daarin. Kry vir jou 'n man met wie jy kan praat, 'n geestelike volwasse man of 2 of 3 met wie jy kan praat, wat jou accountable kan hou. Daar's software wat jy kan koop, wat jy kan download op jou telefoon, wat jy kan blok. En dan baie belangrik is om vir Bybelse berading te gaan. Gaan sien iemand wat jou Bybels kan bystaan in hierdie saak. En dan bid. Gebed is 'n geweldige belangrike tool in hierdie proses. Bid en vra die Here om jou te lei in hierdie proses, dat die Here jou die begeerte sal gee om op die reinheid in jou eie hart te fokus. Okay manne, so dit is dit. Ek gaan nou die recording stop.